In hierdie vakansieseisoen wil ek jou graag herinner aan twee sondes waarteen die woord van die Here ons waarsku. En die eerste het te maak met die manier hoe ons die Sondag deurbring. Weet jy, Jesaja 58 vers 13 en 14 waarsku vir ons: as jy nie op die Sabbat oortree nie, op my heilige dag doen net wat jy wil nie, as jy die Sabbat 'n vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie te doen net wat jy wil nie handel dryf nie, sal jy vreugde vind in die Here. Israel het nie na Jesaja geluister nie. Hulle het die dag van die Here onder hulle voete vertrap en op die dag het hulle gewone gang gegaan, deur handel te drywe en wins te maak. Die profete het nie die volk op hulle sondes gewys nie. Ons is vandag besig om die Sondag, die dag van die Here, te doen wat Israel met hierdie Saterdag Sabbat gedoen het. Ons is besig om daarvan 'n gewone dag te maak, terwyl die woord van die Here sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, is 'n belangrike woord. Met ander woorde, dat jy dit een kan sit. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Die dag van die Here word vandag op groot skaal ontheilig. Ons mense stroom na die winkelsentrums, georganiseerde sport lok op hierdie dag duisende. Ons stroom op die dag na plekke van vermaak, en ons plek in sy huis en sy gemeente is leeg. Daarom het die Here die volk deur Nebukadneser in ballingskap weggevoer. 2 Kronieke 36 vers 21 vertel vir ons dat die land vir 70 jaar vir sy sabbatsjare vergoed is. Nou die tweede sonde, waarna ek met jou wil praat, het te maak met die geluksgod. Jy moet verstaan dat daar sekere sondes is wat die Here nie ongestraf laat bly nie. Jeremia 2 vers 13 sê, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat. Hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is, nie water hou nie. Weet jy, dit is daarom 'n ernstige saak om die Here te verlaat. Om doelbewus weg te draai van die enigste bron, van die fontein van lewende water. Deur God te verlaat, sny die mens homself af van die ware lewe, die ewige vervulling wat ons net by hom kan kry. Om self reënbakke te kap is beeldspraak vir maniere om jou eie geluk te soek. Hierdie mensgemaakte bakke kan nie water hou nie. Dobbelary en die ontheiliging van die Sondag is praktiese voorbeelde van die stukkende reënbakke wat die volk vir hulle self uitgekap het. En is op my hartseer om te hoor hoe dat van ons jong mense, skoolkinders, worstel met online gambling. Jy sien, ons word gewaarsku dat jy nie ander gode mag hê nie. Die Here laat dit nie toe nie. Hy het gesê, hy is die enigste God. Dobbelary wil die lewende God as voorsiener vervang met die afgod van lak, of ons noem dit geluk. Dit is die toppen van 'n stukkende reënbak. Die mens probeer vinnig ryk en selfversorgend word, sonder om op die Here te vertrou of om eerlike arbeid te verrig. Weet jy, Jesaja sê dit vir ons so mooi in hoofstuk 65 vers 11 en 12, waar dit ons waarsku teen Gat, die geluksgod. En om hierdie afgod te dien, is 'n gruwel wat deur die woord van die Here verbied word. In Matteus 24 het die Here vir ons gesê, in daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. En daar sal baie vals profete kom. Hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by die meeste verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En daarom die uitdaging vandag. Kom ons eer die Here as 'n gesin, ook as ons op vakansie is. Kom ons maak nie soos die mense rondom ons nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n getuienis kan hê as gesin. Geef vir ons die genade om daarby te kan bly. In Jesus naam. Amen.